Oud-presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki versoek president Cyril Ramaphosa om nie die kommissie van ondersoek na waarheids- en versoeningskommissie sake te verleng nie. En Namibië gaan na verwagting 'n brandstofsentrum vir Suider-Afrika word. Goeiemiddag, dit is tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is Walter Ernst. Die oud-presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki dring daarop aan dat president Cyril Ramaphosa nie verdere uitstel gee aan die kommissie van ondersoek na waarheids- en versoeningskommissie sake nie. Die kommissie ondersoek beweringe dat politieke inmenging die vervolging van misdade wat tydens die vorige bedeling gepleeg is, glo gestuit het. Mbeki en Zuma het die hof vroeër genader om regter Sisi Kempepe as voorsitter van die ondersoek te verwyder, maar dit is van die hand gewys. Hulle beweer dat sy versuim het om haar vroeëre aanbevelings oor die sake openbaar te maak. Hoewel die ondersoek reeds tot Julie 2026 uitstel gekry het, bly die oud-presidente teen die voorsetting daarvan gekant. Die leier van die National Coloured Congress party, Fidel Adams, is formeel aangekla in verband met sy beweerde inmenging by die ondersoek na die moord op die voormalige sekretaris-generaal van die ANC Jeugliga, Sindiso Magagula. Die staat beweer dat Adams tussen November 2024 en Januarie 2025 onwettig met persone wat beskuldig is van die moord en in aanhouding is, gesprekke gevoer het. Adams het vanoggend vir die eerste keer in Pinetown Landdroshof in KwaZulu-Natal verskyn, nadat hy Dinsdag in Kaapstad in hegtenis geneem is. Hy staan tereg op 5 aanklagte van bedrog en regsveruideling. Die saak is tot aanstaande Woensdag uitgestel. Die konstitusionele hof gaan na verwagting môre uitspraak lewer in die Phala saak, wat sal bepaal of die parlement regmatig opgetree het toe hy die proses om president Cyril Ramaphosa moontlik te vervolg gestaak het. Die saak spruit uit die 2020 inbraak op Ramaphosa se Phala plaas in Limpopo, waar 'n groot bedrag buitelandse geld glo gesteel is. Ramaphosa sê die geld was betaling vir buffels wat verkoop is. 'n Onafhanklike paneel onder leiding van oud-hoofregter Sandile Ngcobo het egter bevind dat daar ernstige leemtes in die verduideliking is en dat daar vrae oor moontlike grondwetlike oortredings bestaan. Die hof se beslissing word môreoggend om 10:00 verwag. Woongebiede in die Tuinroete distriksmunisipale gebied, onder meer Knysna, Bitou en die Langkloof, gaan steeds gebuk onder vloedwaters, hoewel die weerwaarskuwing na vlak 6 verlaag is. Verskeie gebiede is van die buitewêreld afgesny en minstens 500 inwoners word in skuilings gehuisves. Sanparke sê dat gaste in die Tuinroete Nasionale Park na veiligheid geneem is. Sanparke se woordvoerder, JP Lou, sê dat kampeerders in die wildernisdeel van die park na formele verblyf verskuif is. Die noordelike kamp by Ebb and Flow is weens oorstromings gesluit, sowel as die Tessen-eiland kantoor in die Knysna afdeling van die park. Die Nature's Valley kamp in die Tsitsikamma afdeling van die park is ook weens die swaar reën tydelik gesluit. Lou sê dat alle stap, fietsry en wateraktiwiteite opgeskort bly. Die Hartbeespoort damwal sal van Maandag 11 Mei om 7:00 die oggend gesluit wees tot Saterdag 16 Mei om 4:00 die middag en weer Maandag 18 Mei om 7:00 en tot en met Saterdag 23 Mei om 4:00. Motoriste word gevra om alternatiewe roetes gedurende die 2 weke te gebruik. Die departement van water en sanitasie vra om verskoning vir enige ongerief wat weens die instandhoudingswerk veroorsaak word. Namibië gaan na verwagting 'n brandstofsentrum vir Suider-Afrika word met planne van 'n 2000 km pyplyn vanaf Walvisbaai wat brandstof aan onder meer Botswana, Zimbabwe en Zambië sal verskaf. Die projek sal na verwagting brandstof goedkoper en meer toeganklik maak in die streek. Die Afrika Uitvoer- en Invoerbank sê die inisiatief is deel van pogings om brandstofverspreiding in Afrika te verbeter en minder afhanklik van die Midde-Ooste te wees. Die projek is oorspronklik deur die Nigeriese miljardêr Aliko Dangote aangekondig as deel van sy uitbreiding van 'n pan-Afrikaanse energievisie wat ook groot bergingsfasiliteite in Namibië insluit. Kenners skat die belegging op nagenoeg $3 miljard Amerikaanse dollar.
En dit bring ons aan die einde van vanaand se Visuele Nuusbulletin in Afrikaans. Ons het môre weer 'n afspraak.